Kom ons gee net al ons kruiskykers 'n lekker handeklap. Vir die van u wat nie weet nie, daar's ons kruiskykers laat ons toe in hulle sitkamers en waar ook al dit is wat hulle vanmôre na hierdie boodskap mag luister, is altyd 'n eer om ingelaat te word in mense se huise. Asseblief, hierdie pastoor hou nog van huisbesoek doen en ek weet party van u dink partykeer, maar jong, doen pastore nog huisbesoek? Ja, Loftalse pastore doen nog huisbesoek. En ons gee nie om hoe groot, hoe klein, waar dit is, waar u as gesin u lewe doen nie, ons wil saam met u die lewe daar doen. Halleluja. Nou hierdie hele maand het ons gepraat van die wonderwerk wat in die doen is, en ons het gesê dat dit belangrik is dat ons die woord sal aktiveer deur die woord te doen. Ons het stil gestaan en gesê, Jakobus 1:22, ons het daar gestaan en gesê op elkeen van ons vanmôre is daar 'n mandaat, daar is 'n uitroep, daar's 'n instruksie. Nou, as ek vanmôre by 'n plek van droogte in my lewe is, nou, wie van u verstaan wanneer mense sê, ek gaan deur 'n woestynseisoen in my lewe? Wie van u verstaan dit vanmôre? Kom, as u dit verstaan, steek dit die hand op sodat ek kan sien u is hier en u is ten volle hier. U is nie soos u tiener hier nie, terwyl u liggaam hier is, maar u is op die foon iewers anders nie. Nee, ek verstaan dat mense baie kere mag sê dat ek ervaar 'n droogte in my lewe. Nou die enigste rede, Christus kom en weet dat hy het ons gewys hoe dit gedoen moet word. Ons is navolgers van hom. So hy's besig om vooruit te loop en selfs Paulus kom en ons sien hoe die skrif duidelik is hoe ons navolgers sal wees van hom. Ons volg mekaar soos wat ons Christus volg. Nou wie van u het al gevoel asof die Here se tree groter is as joune? Kom, as ons op die strand, en ek weet nie hoe baie van u dit tog doen nie, ek weet nie wat se strand dit is wat u by is nie, maar baie kere sien ons hoe die kinders mos nou speel Follow the Leader. Daar's ook die bekende liedjie, en 'n party van u moet sien dat jou hele liggaam gered word, want ek sê Follow the Leader, dan ewe skielik kan begin jy al ritme kry in jou heupe. Bring ook jou heupe kruis toe asseblief. U wonder partykeer hoekom ons mense so lank laat staan voordat ons hulle doop. Ons is nie so bekommerd oor die bo-gedeelte van jou wat moet gered kom nie. Ons is meer bekommerd oor die onderhelfte wat onder die water langer daar moet bly. Maar ons het hierdie speletjie gespeel waar ons mekaar volg. Alles wat hy doen, alles wat die persoon doen, sy doen, dit naaap jy. Dit naboots jy. Nou, jy hou nie daarvan as jou kinders dit doen nie. Kom, wie van u kinders het dieselfde terggees as wat jy gehad het? Ek dink baie keer as ouers en as mense wat mense lei, vergeet ons dat ons het nodig om na ons leierskap te kyk of ons leier vermoë in ons onmiddellike omgewing. Wie van u sou bly wees as jou werk waar jy tans is, die onderhoud nie met jou gehad het nie? Ons prys die Here. Gustaf het onlangs, nie pastoor Gustaf nie, Gustaf wat die saksofoon sondaande speel en dan sondagoggende op keys is. Gustaf het onlangs 'n nuwe werk gekry. Ek weet nie of sy werk dit al weet nie. As jy hulle gaan maar moet iets doen met hierdie uitsending, sy werk weet nog nie. Maar wie van u is bly dat die persoon wat jou die onderhoud mee gevoer het nie een van jou huismense gevra of jy kwalifiseer nie. Wie van u is bly dat wanneer jy by 'n gemeente aansluit, dan vra hulle nie jou huismense watter tipe kind van die Here jy is nie. God se bloed Christus kwalifiseer ons. U moenie nou benoud raak nie. Ons getuie moet in ons huise wees. Sien, en ons volg Christus na soos die persoon wat my dissipuleer. Baie kere dan vat hy groot, dan vat God groot tree. En ons is op die strand en mense sê maar jy moet nou in daai een se voetspore loop en baie keer is dit wyd, baie keer is dit groot en ek is die eerste een om vanmôre te erken dat ek nie sy skoene kan volstaan nie. Dat dit die genade van die Here is wat nie is oor my lewe, oor ons lewens wat ons in staat stel.
En Jakobus 1:22 sê, julle moet doen wat die woord sê, en dit nie net aanhoor, nie net na dit luister nie, want dan bedrieg ons onsself. Het is belangrik dat ons in hierdie dag sal weet, daar is deur die toepassing, dis in die doen dat die verskil kom. Nou, hy wil nie hê ek en u moet dink dat Christus en die werke aan die kruis nie genoeg is nie. Nee, daar's niks wat ek by kan voeg by wat Christus reeds gedoen het nie. Maar ek kan myself vereenselwig, ek kan myself bymekaar bring om te sê, ek gaan doen soos wat die kruis my wys. Hy lê sy lewe neer, daarom lê ek my lewe neer. Ja, hoe lyk dit? Wanneer ek in myself kom, wanneer ek in myself voel dat ek gaan hierdie persoon nou reg help. Nou, ek weet nie of u links is en of u regs is, en ek praat nie van 'n politieke party nie, maar baie kere wil jy iemand reg help. Sien, ek moet in kode praat, anders te gaan 'n paar van u moontlik getrigger word. Nou, ek staan nie vir aggressie nie, dis die ou natuur. Wanneer ek hom navolg, wanneer ek hom najaag, kom en daar is 'n vermoeiendheid, daar's 'n aanwending van dit wat plaasvind, want my vlees is vlees, hy's op hierdie aarde en hy wil soos die wêreld reageer, maar u en ek is wedergebore en ons moet so lyk. Die manifestasie is in die doen. Kom ek help net 'n paar uit deur te vra, wie van u maak nog foute? Kom, daar's nog lere en daar's nog allerlei boumateriale en werke, daar's nog scaffolding rondom ons. Kyk tog vir my asseblief vir die Afrikaanse woord. Ek voel eintlik hoe seer dit hier raak op my maag toe ek sê scaffolding. Maar ons is nog almal onder konstruksie, maar moenie te lank daar stil staan en te sê, ek is nou maar eenmaal so gemaak en gelaat staan. Nee, dan diskwalifiseer u en ek onsself van die genade van die Here wat nuut is elke dag en wat my wil laat groei. Die wonderwerk is in die doen. Die wonderwerk is in die aflê. Ons kom en ons sien skrif op skrif reg deur en die psalms is duidelik van 'n man na God se hart wat kom en allerlei liede kan sing, maar hy sing dit ook uit sy swakheid, nie net uit sy sterkte uit nie. Here, hierdie is wie ek is en ek het myself gesien vanoggend. Here, ek het nodig dat ek vanmôre hierdie woord moet doen. Asseblief, moenie dat ons net by die woord staan om die woord te doen wanneer dit kom by die deurbraak nie. Moenie net die woord wil doen vir die deurbraak nie. Breek deur uit hierdie modderman, hierdie vleiskas van jouself, dat jy sal sê dat Gees gaan regeer. Breek vanmôre deur dat ek nie vasgehou gaan word deur my swakhede en my besluite van die verlede en sê dis wie ek is nie. Nee, hierdie is 'n nuwe dag, daar's nuwe sterkte tot jou lewe gevoeg. Die vorige besigheid het misluk, maar God gee jou 'n nuwe idee, God se gedagte in hierdie dag, sodat jy verlossing kan bring vir 'n mense wat rondom jou staan en sê, ek weet dat hy wat verlos is aan die binnekant van jou, daarom moet jy ons hier uitlei. As jy nie agtergekom het, ek het gepraat met elke pa, elke priester van jou huis. Ek praat met u vanmôre, u is as priester van die huis aangestel, jy's toevertrou die kinders wat aan jou gegee is, die vrou wat aan jou kleef, jy het jou ouers verlaat en nou staan jy as priester van jou huis, daar moet lig deurbreek, daarom kan jy nie dink soos wat ander paas en ander manne dink nie, jy kan nie besigheid doen, vrou van die Here, jy kan nie wees soos wat ander is nie, jy moet wees soos wat God se woord sê, en ons faal almal, maar sy genade is genoeg. Die woord se toepas is nie net vir die deurbraak nie. Die woord se doen is nie net vir die deurbraak, sodat ek die geld en die karre en die dinge en die bevordering kan kry nie. Nee, sodat ek meer sal wees soos hy. En nou moet ek die woord toepas deur te sê dat om meer te wees soos hy, moet daar minder van ek, hierdie lekker ekke, wees. Wanneer ek na die Here toe kom, en daar's vrugdele en daar's gawes, sien, is uitgestort aan die binnekant van ons. Dan moet ek die woord toelaat om te werk. Verlede donderdag aand by die mannesel, toe sê ek vir van die manne,
Om op die Here te wag is ook om te doen. Sien, wat ons baie keer die fout maak, ons dink dat om op die Here te wag is soos om by die waghospitaal te wag. Partykeer dan kry ek nie boodskappe soos, pastoor, bid vir my, ek gaan nou die dokter sien nie, ek sien by die waghospitaal nie. Pastoor, stuur airtime, ek kan nie TikTok terwyl ek wag nie. Bid. Jongs, sit daar en bid, dat jy die regte een kry. Dis nie om te wag op die Here nie. Om te wag op die Here is om aan te hou doen. Nie doen om sy guns te wen nie. Nee, om neer te werp die gedagte wat teen my opkom. Terwyl jy daar sit en die vyand vir jou vertel hoe erg die kanker is. Jy het net gegaan vir 'n kopseer. Maar ewe skielik begin die vyand vir jou sê hoe groot daai gewas is. Om te doen is om daai gedagte neer te werp, om dit tot die gehoorsaamheid van Christus te bring. Sien, ons hou nie daarvan dat die woord so prakties gemaak word nie. Ons hou eerder daarvan dat hier van die bo moet daar vir ons vars takkies gegee word, sodat ons soos kameelperde kan uittrek. Nee. Ons kom by 'n plek om te sê, hier is die voer vir die skape, sodat ons as skape hierdie stad kan verander. So dis in die doen. Sien, dit is so maklik om af te wyk. Ek sit daar en ek wag. Nee, ek hou aan doen. Jaco, hoe lyk dit? Ek so bly dat jy gevra het. Hoe lyk dit in die oggend as ek opstaan en ek voel nie soos wat die woord sê ek moet voel nie, dan staan ek en ek praat met myself en laat hulle maar tog dink jy's 'n bietjie nie van hierbo. Jy's alles, al jou varkies is nie op hok nie. Hulle dink dit al klaar in elk geval. Nou gee hulle net meer rede. Staan in die spieël en dan sê jy vir jouself, ek is wat die woord sê ek is. Ek kan doen. Vir my om te kan sê, en ek gaan nie 'n hele preek oor die verklaring nie, nee. Vir my om te kan sê ek is wat die woord sê ek is, dan het ek nodig om die woord te ken. Dadelik is hier 2, 3 wat nou wil uitval en sê, maar ek ken nie die woord nie, jong, ek kan nie lees. Nee, hierdie is nie om jou te diskwalifiseer nie, hierdie is om jou nader te bring. Jy het gehoor hoe die woord gespreek word, so nou roep ek daai woord wat gespreek is in jou ore, roep ek nou tot vervulling. Geloof kom deur die gehoor van God se woord. Nou moet jy hom begin werk, jy moet hom nou begin aktiveer. Moenie so vashou en te sê, jong, dis nou maar hoe ek is nie, my meer. Jy's omdat dit jou meer is, gee hom terug vir die duiwel, jong. Begin te sê jy's 'n wedergebore kind van die Here en hy's besig om jou te transformeer. Want die vreugde van die Here is my beskutting. Jong, in steede van om te gaan draai by daai persoon se ma en se auntie daar ver. Jong, sê maar eerder haha, duiwel. Kyk, hy wil jou gebind kry. Hy wil jou vaskry. Hy wil iets teen jou kry sodat daai kontrak, daai tender wat hierdie week moet deurkom, nie moet deurkom nie. Hy wil hê u en ek moet ewe skielik nie so bereid wees om na daai afspraak toe te gaan wat die Here vir jou uitgesit is. Jy's nie lus nie, maar die Here het gesê jy gaan daar by daai plek van ontmoeting kom en is al wat hy nodig het is jou bereidwilligheid, is jou gehoorsaamheid. Sien, wanneer ek die woord doen en hoe meer ek die woord doen, hoe meer gaan ek in 'n leefstyl, nie 'n gewoonte, maar 'n leefstyl van gehoorsaamheid kom. Sien, ek moet gehoor gee. Nie net moet ek gehoor gee nie, ek moet oorgee. Dit is belangrik. Ek gaan vir Tiaan hulle vra, hulle kan sal ek na vore kom en ek wil graag met jy net vinnig 'n paar vyande deel. Die hele gesin en almal van u wat gaan saam bid. Kom solank vorentoe ons gaan versander. Na die Here toe bring. Daai man bring sy eie worship team saam. Staan julle voor, kom familie, julle almal kom. Het is belangrik dat ons sal weet dat die vyand gaan jou wil weerhou van om te doen. Hy gaan jou weerhou van om te aktiveer dit wat die Here deur jou lewe wil doen. Hy gaan jou wil weerhou van
om by 'n plek te wees van regmatige seggenskap. So die vyand van doen, gaan moontlik met mismoedigheid, misleiding, en wanneer ek sê traagheid, dan wil ek sê vertragings probeer inkom. Maar veg hom vanmôre af, deur die woord te glo. Deur te glo dat die woord oor jou lewe waar is. Wanneer hy wil siekte, wanneer hy wil egbreek, wanneer hy wil ongeluk, begin die woord te verklaar. Om die woord te verklaar is om waarheid te spreek. Kan vir u met baie eerlikheid vanmôre sê, en meeste van u wat al my toegelaat het om in jou donker oomblikke op te daag, sou my al gehoor sê het dat ek kan nie verklaar hoekom dit gebeur het en hoe dit in die manier gebeur het wat dit gebeur het nie. Maar ons soek saam die Here se goedheid. So terwyl ons in hierdie laaste Sondag die gemeentes herinner om die woord te doen, doen die woord in jou gesin. Man in jou huis, bid oor jou vrou. Bid vir jou kinders. Hulle kan miskien wil losbreek en sê, nee maar, wat se gesalvry is dit nou, die voor ek skool toe gaan. Spreek lewe oor hulle. In die oggende of in die middag, wanneer hulle huis toe kom, ek weet jy wil kla oor hoe jou dag is, maar doen die woord. Begin die Here te soek. Daai pyn in jou liggaam, moenie sê, die kanker is terug nie, nee. Begin te verklaar die woord. In steede van om vir jou man, jou vrou te sê, hoe hulle na hulle ouers aard, hoe jou kind is, soos daai oom wat niemand van wil weet, wat in die tronk is, nee. Begin lewe te verklaar. Begin lewe te spreek. In steede van om jou dorp te vervloek, al is jy nou hier nadat jy jou groot huis verloor het, soek die Here se plan. Sien, dis om die Here te soek. Dis om die Here se woord te doen. So Here, ek bid vanmôre, ons seël hierdie woord, dat mense gemobiliseer word om die woord te doen. Ek vra vanmôre vir Tiaan en Sharon, vra ek, julle het al hierdie vraag gehoor, maar ek vra julle weer, neem julle ons almal as getuies, dat julle vir Sander gaan grootmaak in die vrese van die Here. Wat is julle antwoord? Hulle sê ja. Psalms is duidelik. Nou asseblief, u wat dogters het, en as jy 'n dogter in jou huis is, moet nou nie vanmôre vir my kwaad wees, jy doen die woord. Psalm 127 is duidelik, veral wanneer dit kom by die gawes van seuns. Vanmôre, hierdie familie, en soos wat u is hierdie familie vir ons kosbaar, moet tog nie dink dat die pastore gunstelinge het nie, nee. Kinders is 'n geskenk. Geskenk van die Here. Geskenk. Nou sien daar so in vers 3 van Psalm 127. Kyk, seuns is 'n erfdeel van die Here. Die vrug van die moederskoot is 'n beloning. En hierdie is my gebed vir Sander vanmôre. Terwyl selleiers en pastore en mense wat omgee vanmôre hier is. Dat beide van hulle, maar vanmôre hy se pyl sal wees in die koker van die Here. Ons bring hom vandag na u toe, Here. Here, dankie dat u is besig om los te breek, vry te maak dit wat na hom toe moet vloei. Here, ek dankie dat ja, sal hy staan. Ja, Here, nie in die skaduwee nie, maar hy sal staan. Here, ek dankie, Here, dat hy sal ja sterk staan. Sterkte sal hê om die ongeregtigheid te kan afweer en guns te kan trek, Here. Here, ek dankie dat hy 'n aankondiger sal wees van deurbraak in sy gesin. Here, ek dankie dat soos wat sy ouers in hierdie dag kom,
en sê dat ons doen wat die woord sê ons moet doen, ons bring hulle. Word ander gebring na U toe en hierdie seën word oor hom uitgespreek. Hierdie seën wat maak, Here, dat wanneer daar vriende kom en daar dae kom wat dinge gebeur, kan hierdie ouers staan en sê, Here, ons het gedoen wat die woord sê. Daarom dank ons U vandag vir hom. Ons seën hom, Here. Ons sê, Here, geen beperking. Ja, orde sal daar wees, maar Here, ons kom en ons stil klaar die monde van ongeduldige onderwysers. Wat wil sê, maar hierdie en daardie en die volgende ding, Here, ons kom en ons sê, Here, dat hy sal sy voete in besigheid sit, Here, maar hy sal sy hand hou op die harte van hulle wat naby en nader aan Jesus moet kom. Dankie dat daar 'n ywer sal wees om die evangelie te deel. Here, ek dankie dat U hierdie twee broers se magtige, kragtige bende vir U bymekaar bring. Here, ek dankie dat dit wat die vyand wil wegsteek vir skade en skande, is U al reeds besig om in hulle te vorm, Here, dat hulle sal 'n woord in hulle mond hê. Die liefde wat tussen hulle sal wees, Here, dank ek U, Here, sal so groei en dit sal aansteeklik wees. Here, dat dit sal samehorigheid en eenheid bring in families. Here, U karakter en geaardheid word alreeds in hierdie familie gesien. Dankie vir die meer wat oor hulle kom. Vanmôre steek ons hand van autoriteit gegee deur Christus oor hulle uit en ons sê, Here, seën vir Sander soos wat ons hom bring, maar ook vir hulle as familie. Kom ons begin net saam te bid vir hulle. Here, ons dankie vir elkeen van hierdie familielede wat vanmôre hier staan. Geen toeval dat hulle vanmôre hier is nie. Hierdie is die krag van hierdie twee jong lewens, hierdie is die krag van hierdie familie se samestemming. Bring mense bymekaar. Dankie, Here, vir dit wat U in hulle lewens doen en nog gaan doen in Jesus naam. Here, ons hou geen seën van hulle terug nie, Here. Here, mag hierdie, Here, die begin wees van seëninge wat deur hulle vloei. In die naam van Jesus, bring ons hulle vandag na U toe. In Jesus naam. Halleluja. Here, ek sien hierdie kinders met instrumente. Ek sien hulle met mikrofone. Ek sien dat ons net predikers wil hê en musikante wil oprig nie. Hulle sal as mondstukke van die Here gebruik word. In Jesus naam. Halleluja. Halleluja. Kom ons gee die Here net 'n groot prysoffer vanmôre. Halleluja. Ek wil hê omring hierdie familie, kom maak 'n sirkel, hierdie van u wat hier voor is, pastore, families, maak om hulle 'n sirkel en begin in die beskerming van die Here oor hulle losbid. Vanmôre as u hier is en u het gebed nodig, wil ek vanmôre saam met u bid, terwyl daar vir hulle gebid word. Stel vanmôre van u is wat gebed nodig het, wil ek vra dat terwyl die gemeente staan, wil ek vanmôre vir u sê dat die Here vir u gaan deurkom en deurbreek. En as u gebed vanmôre nodig het, vat vanmôre moed, kom vanmôre uit. Ek wil amper sê die jong man in die grys hoodie langs Marius sê dat die Here gaan vir u deurkom in 'n manier soos wat u dit die minste verwag. Baie kere wil ons na die windrigtings kyk en sê, Here, gaan u dit van daar af doen? Die Here in hierdie dag sê dat gee my geleentheid om jou te verras. Haal die beperking af. Dit wat jy en hoe jy God tot dusver toe gesien het en geleer ken het, wil ek vir jou vanmôre sê, hy is nie ver en hy's kwaad nie, hy is naby en hy's liefdevol. Hy's besig om jou in te trek, want hierdie is die dag uitgesit deur die Here vir jou om sy goedheid te beleef. Ek sien hoe daar sekere paar dinge skuif oor jou lewe en ek verklaar lewe oor jou lewe. Hierdie is jou dag van omdraai, hierdie is jou dag van inkeer, hierdie is jou dag wat jy sal weet dat die goedheid van die Here nie net besoek nie, maar intrek, want hy's vir jou lief. In die naam van Jesus. As jy vanmôre gebed nodig het, bedieningsspan, die van u wat nie in hierdie sirkel is nie, kom help ook om te bid vanmôre. Halleluja. Voordat ons vanmôre gaan afsluit.
dink daar is nog 'n jong man wat vanmôre gedoop ook gaan word. Halleluja. Weet of dit nou gaan gebeur, maak maar reg daarvoor. So ons hou babas wat ons toewy en dan hou ons nog begrafnis aan die ander kant, terwyl ons vanmôre vir een en elkeen bid wat uitkom. Halleluja. Halleluja. Ons loof U. Ons loof U. Halleluja. Kom bedieningsspan. Ons gaan hierdie oggenddiens gaan ons afsluit. Nooi na vanaand se aanddiens toe uit. Eloise, ek gaan vir jou vra om te bid en die familie te seën voordat ons uitgaan. Ek vra net as Broer John se seun gaan hy gedoop word. Hy's besig om regtig gekry te word. Ons bly agter vir dit, so kom ons behou die stemming terwyl dit gebeur. Ek hoop die woord het vir iemand iets beteken vanmôre. Here, baie dankie dat ons vandag net na U toe kan kom en kan sê, Vader, U sê vir ons, wanneer ons U soek en ons sien nie U gesig nie, beteken dit nie U is nie naby nie. Dankie Here dat ons dit kan vashou aan wie U is in ons lewe. Dankie dat ons vertroue in U kan sit. Dankie Here dat wanneer ons op U wag, dit beteken nie daar gebeur niks nie. Here, ek bid dat U elkeen wat hier is vandag en wat uitroep na U, dat hulle U sal vind, Vader, en dat hulle U hand sal sien in hulle lewe, dat U guns op hulle sal rus, en dat daar voorsiening sal wees, dat daar deurbraak sal kom, Here, en dat daar geleenthede sal kom waar hulle dit nodig het, Vader. Rig ons voetstappe, dat ons op die regte tyd, op die regte plek sal wees, Here, met die regte koneksies, Vader, en gee ons 'n hart vir U mense, Here, dat ons mense sal intrek in U koninkryk, in deur wie ons is, en U lig wat in ons skyn, Here. Ons dra U karakter, en help ons om dit uit te dra met liefde. Seën elke een vandag, Here, waar ons nou hier uitgaan, dat hierdie week geseënd sal wees. Ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen.